Goeiemôre vriende, baie welkom ook by vanoggend se erediens. Mag jy die Here se nabyheid en sy goedheid beleef. Ek groet julle in die naam van God drie enig, die een wat alles geskep het en aan wie alles behoort. Christus maak dat julle al julle vertroue in God kan stel. Want God bly getrou tot in alle ewigheid. God het Christus uit die dood opgewek, die heerlikheid aan hom gegee, en daarom kan julle op God hoop. Want God sal nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade en vrede vir elkeen van ons. God is met ons. Kom ons reageer deur 'n wonderlike loflied te sing, 'n lied ook om ons vreugde en ons blydskap aan hierdie opgestane Here uit te druk. Ons sing lied 492, daardie eerste 2 verse, in U is vreugde. Voordat ons dan nou verder beweeg en ons vestig op die Here se woord, kom ons word stil so voor hom. Wonderlike Here, baie dankie vir U goedheid en U liefde en U nabyheid. En ons bede is, o Here, dat U so by ons sal wees op 'n unieke en besonderse wyse, en wil U spreek tot ons harte, en wil U die Gees in ons harte laat werk. So bid ons dit as U kinders. Amen. Teksgedeelte wat ons vandag saam lees is uit 1 Petrus 1 vers 13 tot 25. Wees daarom verstandelik wakker en nigter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, so moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom die heerlikheid gegee het, en daarom is julle geloof en hoop op God gerig.
En nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Die lewende en die ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy skoonheid soos 'n veldblom, die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Hierdie vreemdelinge, as hy praat oor hulle vreemdelingskap hier in vers 17, lewe dan uit eerbied vir hom, wat nou God is, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. En as jy daar in die begin gaan lees van hierdie hoofstuk, dan hoor jy hoe hy hulle aanspreek, wanneer hy hulle dan hierdie brief skryf, dan sê hy aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Nou hierdie is baie belangrik as ons Petrus se brief wil verstaan, is dat hulle as gemeente, as mense wyd verspreid, verstrooi is, en dat hulle erge vervolging en swaar kry onder die Romeinse imperialisme, onder daardie druk gebuk gaan. En dat hulle in die lig van die opstanding nie weet wat is dit, wat moet ons doen as ons nou leef in Christus het opgestaan, hierdie is dit wat ons bely, maar wat staan ons as gelowiges te doen? Is dat ons, as ons na Eugene Peterson luister, is dat ons nie so baie maklik vinnig aan moet pas by dit wat in ons kultuur en in ons wêreld aan die gebeur is nie, maar dat God op 'n manier vir ons 'n standvastige ankerpunt wil gee. En as dit ook so C.J. Langehoven wat gesê het, hierdie wêreld is nie ons woning nie. Hierdie wêreld wat hierdie gemeente aan wie Petrus hierdie brief rig gaan, is dit 'n vreemde wêreld waarin hulle vreemdelinge is. Vreemd is vir die wêreld wat in hulle inwoon. En Petrus sê, ons moet nie so vinnig wegskram van hierdie vervreemding nie, want dit is amper hier waar daar 'n groot geskenk lê vir die plek waarin ons woon en ook vir ons as mense. Hy sê amper dat mens hierdie vreemdelingskap sal omhels. Nie in die sin dat dit ons deel word van 'n chaotiese dwaasheid nie, maar dat ons op 'n manier onsself weerhou, afgesonder wees. Ons omhels die feit dat ons deur Christus gekoop is, nie deur verganklike middele nie, soos goud of silwer weergebore is uit verganklike saad nie, maar ons is met iets veel kosbaarder gekoop. En hy sê daarom leef julle anders, julle leef heilig, julle leef afgesonder, want God is heilig. En dit is in hierdie agtergrond dat ons hoor hoe Petrus uiteindelik vir hierdie mense sê dat hierdie gekke of dwaasheid of chaotiese omstandighede waarvan hulle deel is dit ten spyte daarvan moet hulle iets van hulle identiteit aan vashou. Ons sou eintlik vandag kon sê die tema van vanoggend se boodskap is hierdie, as ons leef by die opstanding in ons vizier, die opstanding wat eintlik 'n realiteit is vir ons as mense wat terugskouend kyk na in die Paase tydperk. Wat maak, as ons dan nou leef in hierdie onmoeilike omstandighede, wat sal ons doen? Of beter gestel, wie sal ons wees? Is Martin Luther wat gesê dat hierdie brief bevat die evangelie van sy suiwerste vorm. Die uitnodiging is nie noodwendig
hierdie identiteit wat ons het en dat ons daarby stop nie, maar dit wat amper verder gaan, verder as die indikatief. Die indikatief is dit is ons toestand. Dit is soos die toestand waarin ons verkeer. Ons is met die kosbare bloed van Christus vrygekoop, ons is losgekoop, amper presies dieselfde woorde of terme wat gebruik word wanneer 'n slaaf in die antieke tyd deur 'n losprys uit sy slawerny losgekoop word. So vir hierdie hoorders is dit 'n baie sterk en 'n kragtige beeld. Hy gebruik die woord leitro, die Griekse woord leitro om te sê julle is losgekoop, vry van julle gevangenskap. En dan as ons 'n draai gaan maak by Jesaja 52 wat praat van goud praat eintlik van die afwesigheid van goud of silwer, dat hulle eintlik sonder 'n prys losgekoop is. Maar dat hulle gekoop is met iets wat veel kosbaarder is as iets wat jy nie 'n prys op kan plaas nie, met die bloed van Christus. Is dat ons iets van ons identiteit besef, is dat hierdie indikatief, hierdie is wie ons is, maar dat die fokus en die klem val dan op hierdie imperatief, is dat julle mekaar ongeveins sal lief hê. En die wonderlike hier vanaf vers 22, hy sê nou dat julle in julle gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, met julle mekaar dan ook van harte vurig lief hê. En hierdie liefde wat hy van praat is dan daai agape liefde, daai liefde wat God vir sy mense, vir sy kinders het. Dat julle mekaar vurig sal lief hê. Ons vind hier in amper Jesus se reisplan vir die lewe. Hoe leef ons in 'n chaotiese wêreld waarin ons vreemdelinge is? En dat hierdie brief eintlik 'n baie besonderse raakplek in ons samelewing het. In 'n samelewing wat net nie meer glo nie, waarin dit mode geword het om nie meer te glo nie, wat die narratief van Christus heeltemal eintlik nie meer ken nie. En dit amper die mode geword. Hoe leef ons in 'n ongelowige samelewing? As mense wat wakker is, as mense wat gereed is, mense wat afgesonder is. Hy sê daar in vers 13, wees verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Christus. Wees helder van verstand. Dis amper hierdie eerste imperatief wat hy gee. In siniese seisoene en sy siniese bestaan leef in die volheid. Vestig julle hoop volkome op God se goedheid en genade. Dat jy amper uitgelewer is aan God se goedheid. Petrus kom sê amper anker jouself in God se goedheid en in sy oorvloedige liefde. Hierdie liefde van God wat geen einde ken nie. En nog 'n imperatief is dat wanneer jy voel jy pas nie in hierdie wêreld in nie, dan is dit juis so. Dis omdat jy gehoorsaam en afgesonder is as gevolg van julle gehoorsame heiligheid. Wees heilig, want hy het julle geroep om heilig te wees. Wees heilig in 'n kompeterende wêreld wat ander uitsluit, leef in vreemde verwondering teenoor God se goedheid en sy volheid en sy trou, en in steede van te kyk hoe ander mense dinge doen en jou heeltyd self daaraan te meet, wees dankbaar en verwonder jou daarin dat God jou liefhet en oor jou omgee. En dan hê mekaar vurig lief, hierdie ongeveinsde liefde met 'n vurige liefde, agape liefde, het julle mekaar lief.
En dit word die merkers, dit word die teken, dit is hoe die Christene leef. Wat sal ons doen? Ons sal so leef, maar wie sal ons wees? Wie is die mense? Hoe is dit? Wie is die mense wat ons sal wees? Ons sal mense wees wat so leef, met hierdie liefde, met hierdie verwondering, met hierdie nugterheid, met hierdie heiligheid, en om gereed te wees om so te leef. Mag die Here vir ons sy genade gee, mag hy jou sterk, en mag jy toegerus word deur sy Gees. Kom ons bid so saam. Here, ons leef in 'n de mekaar wêreld en ons leef as vreemdelinge, maar Here, ons leef as mense wat met hierdie lewende hoop leef, en ons leef as mense wat heilig wil leef voor U, en ons wil ook vra, Here, dat U vir ons gee, dat ons hierdie ter harte sal neem, en as mense van die opstanding sal leef met 'n ongeveinsde liefde, vurige liefde teenoor mekaar. Mag dit so wees, o Here. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy liefde. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is nie, uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Daarom gaan en wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Amen.